Gemeente, ek groet elkeen van julle in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Mag die woord van die Here geseënd wees tot elkeen van ons harte. En bo alles, dis opstandingsdag, dis die eerste dag van die week. En my gebed is dat die Here se naam verheerlik sal word. Kom ons sluit ons oë en dan bid ons net saam. Ons Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie geleentheid dat ons weer by u voete kan sit. Here, dankie dat u vir ons 'n deel gemaak het van 'n gemeente waarin ons kan sien hoe dat elke persoon in hulle besondere uniekheid, elke gawe, elke talent bymekaar kom en hoe dat u naam verheerlik word, nie net vandag in die erediens nie, maar ook oral waar ons gaan, op elke plek en in elke gesprek waar ons onsself bevind. En dis dan ook ons gebed, Here, dat u vanoggend deur u woord weer eens vir ons sal kom vorm, sodat ons u naam kan verheerlik. Vader, ons bid dit in diepe afhanklikheid uit u genade alleen, terwyl ons ook vra, Here, dat u vir ons sal beskerm nou onder die bloed wat ons Here Jesus Christus gestort het, die teken van sy lewe, dat hy in ons plek voor u staan, voor u troon. Here, dat ons nou beskik kan wees om in rustigheid en met gemak te luister na u woord. In Jesus naam. Amen. Nou gemeente, net so 'n paar inleidende opmerkings voor ons by die woord van die Here kom. Julle sal onthou ons was besig met 'n voëlvlug oor Handelinge. Dit was nie vers vir vers nie, dit was nie eksposerend in daai diepe sin van die woord nie. En ek het nou tot die gewaarwording gekom, dis vandag die laaste boodskap oor Handelinge. En toe ek nou net my berekeninge gaan doen in die week, toe sien ek 24 boodskappe altesaam en 28 hoofstukke, 1 volle jaar. Ons het laas jaar hierdie Sondag begin met hierdie reeks. En julle sal onthou toe ons begin het die bullseye op ons Bybelse veerpyltjie bord, die bullseye waarna ons gemik het, daai kersie in die middel van die bord, was die vraag die heeltyd: hoe om te lewe in die krag van die Heilige Gees. Handelinge 1 vers 8. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Julle sal my getuies wees. Dit was ons dryfveer en ons wou weet, hoe kan ons dit regkry in 2025 en 2024? So vandag doen ons 'n klein bietjie nabetragting. Julle weet wat's nabetragting? Ons dink oor wat verby is. Dis nabetragting. En ons vra onsself, wat was die effek van hierdie reeks boodskappe waarna ons gekyk het? Het ons iets geleer? Het ons lewens verander? Het ons perspektief op evangelisasie byvoorbeeld verander? Het ons 'n verdieping in ons geestelike lewe ervaar? Was daar iets teologies, iets godsdienstig wat ek in my wandel met Jesus gemis het voorheen, wat ek nou kon regstel op grond van die inhoud van die boek Handelinge en die gebruike van die eerste kerk? Maar ek persoonlik dink die grootste vraag bo al hierdie vrae, en julle moet mooi luister want jy het nodig om daai vraag te vra saam met my. Kan ek vandag sê dat ek weet uiteindelik hoe om te lewe in die krag van die Heilige Gees? Of het niks verander nie? As niks verander het nie, ek het so 4 redes wat kon gebeur het. Nommer 1, julle leraar was nie in staat om die skrifte verstaanbaar en toepasbaar vir julle oop te breek nie. So ek het gepraat, maar julle kon nie dit verstaan nie. Die tweede rede wat kon gebeur het is, dis nie wat die Here bestem het vir ons gemeente nie, om daai knoop deur te hak nie. Rede nommer 3, ons het nie geluister met die doel en die begeerte om te verander nie. En toe sien ek daar's 'n 4de rede ook. Dalk was ons verblind deur die bose vyand. Nou enige een van hierdie bogenoemde redes, enige 4, ek glo daar's ander redes ook, maar enige een van hierdie kan waar wees. Dit kan waar wees. En die antwoord is in jou hart. Dit is in my hart.
En ons moet vandag besin terwyl ons alles na 'n einde toe bring. Ons gaan oor die wenstreep hardloop en dan gaan ons besin oor watter een van daai redes was waar gewees. Maar ek wil tog net 'n paar samevattende opmerkings maak in die lig van die laaste hoofstuk. So as julle nou afgelei het, julle somme gemaak het, ons is by hoofstuk 28 van Handelinge. Die van julle wat slim is, wat hoër graad matriek gekry het, en al die ander wat lus het en wat 1 + 1 kan optel en weet dit is 2, sal weet Handelinge het 28 hoofstukke. So as die dominee sê ons maak klaar vandag, dan beteken dit ons is by hoofstuk 28. Nou interessante ding wat ek opgemerk het, en dis net 'n opmerking, dis nie die preek nie. Ons kry in hoofstuk 28 te doen met 'n klomp vreemde mense, eilandbewoners. Ek dink die skrif praat hier van inboorlinge, vers 2. En nadat Paulus hulle skipbreek gelei het en op daai eiland beland het, en hulle kom op die eiland wat Meliet genoem word, vers 2 sê dit vir ons, en die inboorlinge, kyk na die woorde, ek love dit, het ons met buitengewone mensliewendheid bewys. Sien julle dit? Hierdie inboorlinge wat Paulus in sy reisgeselskap, dit sluit Lukas in, met buitengewone mensliewendheid ontvang en bewys. En dan vers 10, dieselfde, en hulle het ons ook baie eerbewyse betoon, en toe ons sou afvaar, ons van die nodige voorsien. Dis vreemde mense teenoor Paulus. Ek maak 'n koneksie met die gesindheid in die hart van Paulus en sy liefde vir die Here om die evangelie te verkondig. En hier's vreemde mense en hulle ontvang hom en sy boodskap met soveel liefde. Maar Paulus se eie volk, onthou julle so rukkie terug, vra ek vir julle, maak julle oë toe. En toe skets ek vir ons 'n prentjie van 'n ou in die middel van 'n skare wat geskop en geslaan word met stokke en die mense skreeu en hulle is kwaad vir die ou, en dit was die Joodse volk gewees. En dan vind ons in hierdie selfde gedeelte daar in vers 17, Paulus se eie mense, die mense wat veronderstel was om lief te wees vir hom. En na die 3 dae het Paulus die vernaamste Jode saamgeroep, en dis die laaste keer wat ons so 'n tipe van geleentheid vind. En nadat hulle vergader het vir hulle gesê, broeders, alhoewel ek niks gedoen het teen die volk of die voorvaderlike sedes nie, is ek uit Jerusalem as gevangene oorgelewer in die hande van die Romeine. En dis nie die eerste keer nie, dis nie die tweede keer nie, dis nie die 5de en die 10de maal nie. Dit was die storie van Paulus in elke stad. As die Jode gehoor het, hy was daar, wou hulle hom doodmaak. Kan julle die extreme sien? Ek bid dat ons daai mense sal wees, wat deur die Here gebruik word, in 'n donker, onwelkome wêreld, met die goeie nuus, afgesien van hoe die mense ons hanteer. Interessant dat hierdie selfde goeie nuus van hoop en verlossing so uiteenlopende effek kan hê, né? En ek lees gou vir julle 2 Korintiërs hoofstuk 2, vers 14 en 15, en die van julle wat slim is, sal dit gou onthou. Ons het nie baie lank terug daaroor gesels. Maar God sy dank, wat ons altyd laat triomfeer in Christus. Wat ons altyd laat triomfeer in Christus, en wat die reuk van sy kennis deur ons oral versprei. Gaan die liggie nou op, onthou julle, so 'n week of wat. Want ons is 'n aangename geur van Christus tot eer van God, onder die wat gered word. En nou onthou ons Elmarie se jasmyn. Ruik julle dit nog? Ruik julle die jasmyn hier in die kerk? Het hier voorgestaan. Dit is skerp reuk. Dit het sommer hier by die voordeur uitgegaan. Dit het aan ons klere vasgesit. Toe ek by die huis kom, toe ruik ek nog steeds die jasmyn. Want ons is 'n aangename geur van Christus tot eer van God onder die wat gered word. En, luister, moenie daar stop nie, en onder die wat verlore gaan, vir die laaste, 'n reuk van die dood. Want as jy nie gaan luister na hierdie goeie nuus nie, gaan jy sterwe, nie net liggaamlik nie, maar vir ewig. Maar vir die eerste,
die wat luister, die wat gehoor gee, die wat glo dat Jesus die Seun van God is, vir die eerste reuk van die lewe tot die lewe. Amen. Vriende, blaai saam met my na Handelinge 28, julle blaai gou terug. Ek wil net 'n paar verse vir julle voorlees vanaf vers 23. Ek sou graag die hele gedeelte wou lees, dit was vir my tot groot bemoediging. Is baie om te leer ook, ek moes baie stoei om te besin wat om te sê vanoggend, want ek wou graag gepreek het oor alles, maar kan nie oor alles spreek nie, dis te lank. Miskien gee die Here vir ons by 'n ander geleentheid kans. Maar Handelinge 28, ons begin lees by vers 23, en ek gaan die gedeelte lees tot by vers 31. So Paulus is uiteindelik in Rome, en hy wag om die keiser te sien. En hulle het vir hom 'n dag bepaal, en baie het na hom in sy verblyfplek gekom. En in 'n kragtige getuienis het hy vir hulle die koninkryk van God uitgelê. En van die môre vroeg tot die aand toe het hy uit die wet van Moses en uit die profete hulle probeer oortuig aangaande Jesus. En sommige het geglo wat gesê is, 'n reuk van die lewe tot die lewe. Maar ander het ongelowig gebly. Ruik julle die vrot reuk in die lug vir hulle wat nie luister na hierdie goeie nuus nie. En toe hulle onder mekaar onenig was, het hulle uiteengegaan nadat Paulus hierdie woord gesê het, naamlik, hy haal aan uit Jesaja uit, tereg het die Heilige Gees deur Jesaja die profeet tot ons vaders gespreek en gesê, gaan aan die volk en sê, met die oor sal julle hoor en glad nie verstaan nie, en julle sal kyk en glad nie sien nie. Hoekom? Want die hart van hierdie volk het stomp geword, en met die ore het hulle beswaarlik gehoor, en hulle oë het hulle toegesluit, so hulle het self gedoen, sodat nie miskien met die oë sien nie, en met die ore hoor en met die hart verstaan, en hulle bekeer en ek hulle genees nie. Laat dit dan aan julle bekend wees dat die heil van God aan die heidene gestuur is, en hulle sal luister. En toe hy dit gesê het, het die Jode onder groot woordestryd met mekaar weggegaan, en Paulus het 2 volle jare in sy eie gehuurde huis gebly, en almal ontvang wat na hom gekom het, terwyl hy die koninkryk van God gepreek, en onderrig gegee het aangaande die Here Jesus Christus, met volle vrymoedigheid, sonder enige verhindering. Nou ek gaan maar 'n amen daarin sit, want ek sien die gedeelte eindig baie stomp. Amen. Amen. Nou steeds bly die vraag vanoggend, hoe kan ons lewe in die krag van die Heilige Gees? So vriende, miskien moet ons net eers 2 ander vrae vra, voor ons by ons antwoord kom vanoggend. Ek het gekyk en gelees en by die einde gekom en toe dink ek, joh, dis stomp. Terwyl hy die koninkryk van God gepreek en onderrig gegee het aangaande die Here Jesus Christus met volle vrymoedigheid sonder enige verhindering. Punt. Tjoep, daar stop dit. Hoekom eindig die boek Handelinge so stomp? So toe gaan lees ek 'n klein bietjie. As ons nou terugtreë, dan gaan ons nou agterkom dat Lukas het 'n evangelie geskryf, onthou julle Matteus, Markus, Lukas, daai Lukas, wat saam met Paulus op 'n groot gedeelte van sy sendingreise was, het 'n boek geskryf oor die lewe van Lukas het geskrywe oor die lewe van Jesus. Okay, Lukas 1, die evangelie. En daardie boek sluit Lukas af in watter dorp? Jerusalem. Onthou, dis waartoe Jesus gegaan het, dis waar hy gesterf het, dis waar hy aan die kruis was, dis ook waar hy opgestaan het. So, Lukas se evangelie, Lukas se boek, word afgesluit in Jerusalem met Jesus se opstanding uit die dood en glorieryke hemelvaart. Onthou julle dit? Okay, so waar is Lukas op daai stadium? Waar word sy evangelie afgesluit? In Jerusalem. Nou onthou, die boek het gegaan oor die lewe van Jesus en dit eindig in Jerusalem. Die boek Handelinge het gegaan oor die lewe van
Jesus, wat werk deur sy Heilige Gees. Dis die handelinge van die apostels. Maar Lukas skryf verder, en waar begin hy skryf? Onthou julle in die ou dae het ons mos die sepies gevolg, né? En dan hier aan die einde, dan is jy net so ingetrek, en dan sê dit, kom die skerm op, en dan sê dit, to be continued. En dan dink jy, ek moet wag tot volgende week, want toe het ons nog nie al die online goed gehad nie. So Lukas sluit sy boek af, die evangelie in Jerusalem, waar begin hy in Handelinge? In Jerusalem. En wat sê hy in Handelinge 1 vers 8? Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees waar? In Jerusalem. Daar begin hy. Judea, Samaria, tot en met die uithoeke van die aarde. So in 'n sekere sin is dit die voortgesette lewe van Jesus Christus deur sy Heilige Gees in die verspreiding van die evangelie. Dit is die boek Handelinge. Maar dit is nog steeds die lewe van Jesus. En in Handelinge 1 vers 8 word dit gesê, die evangelie sal versprei vanaf Jerusalem tot en met die uithoeke van die aarde. So julle sê, dominee, dis nou 'n lang relaas. Hoe kom jy by die stompeinde aan? Ek gaan gou vir julle sê. Julle sien, uiteindelik in hoofstuk 28 van Handelinge, is Paulus met die evangelie in watter dorp of stad? Rome. Daai het begin in Jerusalem. Hy's in Rome. En wat sê ons vir mekaar? God het sy doel bereik. Julle sien die uithoeke van die heidense wêreld of die bekende wêreld van daardie tyd was Rome. Dit was die hoofstad van daardie wêreld. En dis hoekom in Handelinge 1 begin hy by Jerusalem en in Handelinge 28 eindig hy in Rome. Die uithoeke van die wêreld. Julle sê dominee, maar ons bly in Suid-Afrika. Hulle was nog nie daar gewees nie. Hulle was nog nie in Suid-Amerika nie. So dis nie 'n vervulling nie. Ek weet. Dis nie die volle vervulling van Handelinge 1 vers 8 nie, maar vanuit Paulus se skrywe en sy perspektief van die leefwêreld van daardie tyd was Rome die klimaks. As jy in Rome gekom het almal gehoor. En dis hoekom hy skryf. Hy is in Rome. God het sy doel bereik. So hoekom eindig die boek Handelinge so stomp? Want God het sy doel bereik. So nou moet ons net die stokkie oorneem by Lukas en Paulus en al die ander, en ons moet verder hardloop. So die tweede vraag wat ek graag wil vra ook is, wat is die Heilige Gees se eerste prioriteit en begeerte? Hoor julle? Wat is die Heilige Gees se eerste prioriteit en begeerte? Ek hoor so hier en daar, maar ek kan nie lekker hoor nie, want ek het nie gehoorapparaatjies op hierdie stadium in nie. Ek glo met my hele hart, die Heilige Gees se hoogste prioriteit en diepste begeerte is die redding van verlore siele. Die wedergeboorte van mense wat dood was. In 1 Timoteus hoofstuk 1 vers 15 lees ons, dit is 'n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word, dat Christus Jesus in die wêreld gekom het om sondaars te red. Dit is die begeerte van Jesus Christus. En as Handelinge die begeerte van Jesus Christus onder leiding van sy Heilige Gees beskrywe, dan sê dit vir my, dit behoort ook ons prioriteit te wees. Ek wil graag vir julle 'n uittreksel lees uit die Bybel in Praktyk, wat hy geskryf het by Handelinge hoofstuk 28 vers 31. Luister aandagtig, dit is baie mooi. Die boek Handelinge handel oor die ontstaan en uitbreiding van die Christelike kerk. Die evangelie boodskap het al hoe wyer uitgekring, sodat dit nie net in Jerusalem bereik het nie, maar ook Antiochië, Efese en Rome, van die invloedrykste stede in die westerse wêreld van daardie tyd. Handelinge vertel ook meer omtrent die kragtige wondertekens en die getuienisse van die helde en martelare van die vroeë kerk, mense soos Petrus, Stefanus, Jakobus en Paulus. Hierdie geweldige werk het plaasgevind onder leiding van die Heilige Gees. En luister na hierdie, is 'n baie belangrike gedeelte. Hy het handelaars, reisigers,
slawe, tronkbewaarders, mans, vrouens, Jode, heidene, ryk en arm, gebruik vir sy werk. Kan jy sien waar jy inpas? Die koninkryk van God. Daar was nog talle ander geloofshelde van wie ons nie eens weet nie, wat deur die geslagte heen voortgegaan het met die werk. Hulle het die hele wêreld verander met hulle boodskap wat onveranderlik is. Die boodskap dat Jesus Here en Verlosser is van almal wat hom in geloof aanneem. Hierdie staan ook in dieselfde teks. Ek het dit net in groot letters geskryf in my notas want ek wil hê ons moet kennis neem. Ons kan ook onbekende geloofshelde wees en die evangelie boodskap verder uitdra. Ons as Christene moet die evangelie in ons wêreld van vandag verkondig en uitleef, sodat almal dit kan hoor en sien en tot geloof kom. En dan sluit ons die aanhalingstekens. So vriende, hierdie is wat ek noem persoonlike evangelisasie. Om te lewe deur die krag van die Heilige Gees is nie om te dink dat iemand anders dit sal doen nie. Dis nie om 'n geldjie te gee vir die ou wat dit wel doen nie. Dis nie om gereeld te bid vir hulle wat dit doen nie. Of om te wag dat die kerk een of ander strategie sal loods om evangelisasie of straatevangelisasie te gaan doen op 'n bepaalde dag en 'n bepaalde tyd nie. Al hierdie goed wat ek nou genoem het, het ons al gedoen. Maar dis nie persoonlike evangelisasie. Nee, om te lewe in die krag van die Heilige Gees beteken dat ek daagliks en in my dagtake elke split sekonde gereed is om deur my Verlosser se Heilige Gees gedryf te word om hierdie baie eenvoudige boodskap van verlossing, van die opstanding van Jesus uit die dode te verkondig. Dis wat die apostels gedoen het. Dis waaroor Handelinge gaan. Petrus op Pinksterdag, Barnabas, Paulus op hulle sendingreise. Dis waar die krag van die Heilige Gees lê. Dis waar die bekerings plaasvind. Dis waar die kerk groei. As ek en u nie getuig nie, as ons nie persoonlike evangelisasie doen nie, groei die kerk nie. Dis nie programme nie. Dis nie strategieë nie. Dis nie simposiums, seminare, opleiding en nog opleiding. Wie van julle het al opleiding gedoen in een of ander evangelisasie kursus? My hand is op, want ek het 'n paar gedoen. Wie van julle het al? Onthou ons het by die Bybelstudie ook al een gedoen. Deurlopende evangelisasie opleiding, ons het hom ook al gedoen. Party het EE3 gedoen. You name it, die kursusse is legio. Dit gaan nie oor motiveringsboodskappe en die ou wat hier voor is en almal motivate en vir 3 dae is ons opgewonde nie. En dit gaan ook nie oor geleerdheid en diep teologiese sake nie. Ja, ek persoonlik glo vriende, die Heilige Gees werk kragtig deur die ou donkie wat bereid is om op te staan vir die Here. Dit was Paulus. Dit was ek. Dit was jy. Die ou donkie wat bereid is om op te staan vir die Here en 'n getuie te wees in 'n donker wêreld. God says, "My ways are not your ways." Paul was a man who stepped out in faith, determined not to be disobedient to God's calling upon his life. He was a man who was determined that the grace of God would not be poured out on him for nothing. He would labor more than them all. Yet Paul acknowledged that it was not him, but the grace of God in him. And so Paul stepped out in faith and God led him all the way, step by step. Whether it was in accord with Paul's thoughts or plans did not matter. Paul knew and trusted his God because he knew that God's way was and is perfect. Thus,
Paul seized the moment, whatever it was, whenever and wherever it came, by the power of the Spirit. Paul would be God's witness, whether free or in chains. Is dit waar? Is dit waar van my? Volg ek in die voetspore van Jesus, wat sy hemelse woning verlaat het om aarde toe te kom, om sondaars te red? Volg ek in die voetspore van Paulus, wat sy eie lewe verontagsaam het om die lewe van Christus eerste te stel, en al die ander apostels? Vriende, ons moet dieselfde doen. Die boek Handelinge eindig met hierdie woorde: terwyl hy die koninkryk van God gepreek en onderrig gegee het aangaande die Here Jesus Christus, met volle vrymoedigheid, sonder enige verhindering. En tog gaan hierdie werk voort met ons, met my en met u, wat die koninkryk van God verkondig en onderrig gee aangaande die Here Jesus Christus, met volle vrymoedigheid en sonder enige verhindering. En toe dink ek baie oor dit. Is nodig dat 'n mens soms pyns oor 'n ding. En net die boek toemaak en sê, okay, ek het hier Handelinge gelees, nog een om af te tik, lekker, dit was nice. Met volle vrymoedigheid en sonder enige verhindering. So hier is die finale antwoord op ons vraag wat ons nou gevra het. Hoe kan ek vandag sê dat ek weet uiteindelik hoe om te lewe in die krag van die Heilige Gees van God? Of het niks verander nie? Rede nommer 1 het ek aangevoer: julle leraar was nie in staat om die skrifte verstaanbaar en toepasbaar vir julle oop te breek nie. Nou, ek wil net 'n opmerking maak, dit kan 'n mate van waarheid inhou, maar dit sou sleg wees as 'n dominee, 'n mens soos julle, ek is dalk die onbekwaamste een, hier is dalk iemand meer bekwaam om te preek wat hier voor kan staan, maar ek is die een wat die roeping gekry het, so dis hoekom ek hier is, in my gebrokenheid. Maar dit sou baie sleg wees as die dominee, wat die eenvoudige mense sterker as God is, om in God se pad te staan, om die skrifte oop te breek vir sy kinders deur die werking van sy Heilige Gees. Rede nommer 2, dis nie wat die Here bestem het vir ons gemeente om hierdie knoop deur te hak met betrekking tot die krag van die Heilige Gees vir evangelisasie nie. En tog het ons gesien in 1 Timoteus 1, dat dit is die wil van ons hemelse Vader, dat mense tot bekering kom, dat niemand moet verlore gaan nie. So, daai rede skrap ons kan hom uitvee. Okay. Rede nommer 3 was, ons het nie geluister met die doel om te verander nie. Nou, ek persoonlik gee vir julle die voordeel van die twyfel, want ek sou hoop dat jou vrywillige teenwoordigheid by die erediens iets illustreer van wat in jou hart is, dat jy hier wil wees, want niemand het jou gedwing nie, en niemand het jy gesê jy moet kom nie. Maar jou vrywillige teenwoordigheid by die erediens spreek, myns insiens, van jou vrywilligheid om te luister en te verander en te doen wat die Here sê. So ek dink ons kan daai inskrap. Tensy iemand jou aan die oor getrek en gesê het, jy moet by die kerk wees, anders gaan iemand kwaad wees vir jou. Rede nommer 4, dalk was ons verblind deur die bose vyand. Op hierdie het ek nie 'n antwoord nie. Dit kan waar wees. Ek glo die antwoord is in jou hart. Maar hier is die kruks van die saak. Hier is ons afsluiting van ons voëlvlug oor Handelinge. Bo alle waarskynlikheid die antwoord. Handelinge 28 vers 31. As jou Bybel oop is, kyk saam met my. Terwyl hy die koninkryk van God gepreek en onderrig gegee het aangaande die Here Jesus Christus, met volle vrymoedigheid sonder enige verhindering. Kom ons kyk op die bord.
met volle vrymoedigheid, sonder enige verhindering. Niks en niemand het Paulus gekeer nie. Daar's een persoon wat hom kon keer. En dis die afsluiting van Handelinge. Dit is die kruks van die vraag. Kan ek vandag sê dat ek weet om te leef deur die krag van die Heilige Gees? Vergeet van die 4 redes. Kom, ek gee vir die antwoord. Daar's net een persoon wat in jou pad kan staan om daai doel te bereik. Dis ek. En as ek uit die pad gaan wegstaan vandag, as ek gaan sê, Here, kom, ek staan terug, staan U voor my. U Gees kan dit doen. U het 'n belofte gegee dat U sal vir ons krag gee wanneer die Heilige Gees oor ons kom. En jy wat 'n wedergebore kind van God is, het die Heilige Gees. Die krag is klaar daar. Daar's net 'n hindernis. En ek glo in 'n sekere sin is ek die hindernis. En wanneer ek uit die pad uit staan, dan kom God in sy groot krag. En kan ek saam met Paulus sê, ek is tot alles in staat, goed en sleg, deur Christus wat my krag gee. Amen. Ons Hemelse Vader, dit was 'n hele jaar, wat eintlik, dit klink baie, maar is eintlik min, as 'n mens begin kyk na die diepte van die waarhede wat vir ons opgesluit lê in die skrifte. Maar vir ons as mense was dit nou lank, en dit was 'n lang jaar, en ons het geluister na hierdie voëlvlug oor Handelinge, en ons het 'n klomp belangrike momente uitgehaal, ons het 'n klomp belangrike waarhede vir onsself geneem, en veral dan waarhede met betrekking tot die evangelie. En een van die grootstes, myns insiens, was die opstanding van Jesus. Dit het die finale spyker in die doodskus gesit. Die Satan is oorwin, die poorte van die doderyk is vernietig. Die duiwel het nie meer krag nie, Jesus het oorwin, en hy het die sleutels in sy hand, en hy sal verseker, as oorwinnaar altyd uit die stryd tree. En almal wat saam met U ook staan, Hemelse Vader, weet ons kry ook saam met Jesus daar dieselfde oorwinning. So ons weet vandag uit hierdie studie van Handelinge dat die oorwinning is ons sin. En dit laat my skrik om te dink dat die kerk wêreldwyd in die toestand is waarin sy is, omdat mense in ons eie pad staan. Daarom wil ek U vra, Here, dat ons vandag, terwyl ons hierdie groot waarheid geleer het, sal wegstaan en U sal toelaat om vrylik deur U Gees te beweeg en sondaars te red. Ons sal aanmeld vir diens. Ons sal sê, Here, hier is ek, stuur my, soos Jesaja gesê het. Hier is ek, stuur my. Ek is gebrekkig, ek het baie behoeftes, ek het 'n klomp probleme, maar U oorskadu dit alles deur U groot krag en met U Heilige Gees. Nou, Here, as ons dan vanmiddag in die kar klim en ry, gaan ons uitkyk vir geleenthede. As ons môre aanmeld by die werk, dan wil ons uitkyk vir geleenthede. Vader, ons wil elke een 'n disipel van Jesus wees in eie reg, gevul met U Gees en gereed om die oorwinningslig van Jesus te skyn in 'n donker wêreld. By ons familie, by ons vriende, by ons kollegas, by die mense met wie ons skouers skuur op 'n daaglikse basis. Oral en op elke plek en elke oomblik. En ons vra vir onsself, wie is tot hierdie dinge in staat? Here, dit is U. U is daartoe in staat. En U gee daardie krag vir U kinders. Kom gee daardie krag vir U kinders, Here. Ons vra dit met ons aangesigte na die grond.
Kom werk kragtig deur ABKPU hier in ons omgewing. Amen.